Welkom terug by die groot ontbyt. Daar sê daai mannetjie in die agtergrond op die jingle weer, ho, ho, ho. Vang my onkant elke keer. Wil ek geskenke uitdeel. Ek weet. Anyway, ons gesels vanmôre met, kan 'n mens nou maar sê, 'n ikoon. Sy gaan my later pak slag hier daaroor. Sandra Prinsloo en David Vivier. Hulle is vanmôre hier in die ateljee. Ons praat oor 'n baie oulike toneelstuk. Ek gaan moet lees, want ek het die geneigtheid om hierdie goed se titels te bevoeter. Op die hoek van Styx en River is Nora Parabuis met die dood oorgeslaan. Dis die titel. Lekker kort enetjie wat pas in koerantopskrifte. Goeiemôre span. Goeiemôre. Môre, hallo. En veral op 'n plakkaat pas hy so mooi. Kan jy dink jy het 'n paar plakate onder mekaar nodig? Ja. Dis lekker om julle vanmôre by ons te hê. Kyk, die toneelstuk is nie 'n nuwe ding nie. Die toneelstuk is nou al aan die gang vir so 'n rukkie. Ja. Maar eers bietjie oor julle. David, ons 'n bietjie oor jou praat. Okay. Jy is nogal, kyk, jy het nou 'n Boklied onlangs gedoen. Yes, Dit is, hoorie, so ek het soveel mense wat my vra, weet jy waaroor gaan Boklied? Dan sê ek vir hulle, jong, ek weet dit nog nie eintlik regtig nie. Kan jy my nou vertel? Ja, nee, ek kan nie. Ek dink nie een van die 9 akteurs in Boklied kan jy vertel waaroor dit eintlik gaan nie. Dit is absurd, dit is 3,5 ure lank. Tja, En dis net soos poetry maar dis groot pret, jy weet, want dit is so absurd. Daar's geen logika nie. Maar mense stap uit en hulle huil en hulle lag, so dit het 'n effek. Ja. But you don't quite know what you're experiencing. Ja. Jy voel net die emosie. Ja, hieronder. Ja. Ek dink dit maar dis is Breiten se werk. Dit is Breiten. Hulle sê go with the flow. Go with Dit the is flow. al wat jy kan doen, ja. absoluut. Maar nou, hierdie enetjie, die toneelstukkie, sê ek nou so kie. Ek moet nie sê kie nie, so my mensie, lekker daggie, toneelstukkie. Sandra, hoe kry 'n mens dit reg? Wat is die magic? Wat is die geheim om die hele tyd besig te wees met kreatiewe werk? Wat is die dieper dryf? Waar kom die energie en die impetus die hele tyd vandaan? Janne Peer, wil jy nie vir my 'n minder strik vraag vra nie? Ek het nie idee nie. Ek is maar net altyd nuuskierig, dink ek, jy weet ek hou daarvan om nuwe werk te doen, om te kyk wat jong mense aanvang, want jy weet daai fase is nou lankal verby. En ek dink dis maar 'n blote nuuskierigheid en miskien 'n wil om goed te doen. Wat Dis die wil beste wat jy nie antwoord. moet laat breek nie. Wat sê jy? 'n wil wat jy nie moet laat toelaat dat mense dit breek nie. Ja, dit kan nogal dit kan nogal 'n uitdaging word. David, is hierdie die eerste keer wat jy en Sandra saamwerk? Dit is. Hoe is die ervaring vir jou? Wel, ek moet vir jou sê, en ek het vir Sandra gesê, soos hy weet, maar 'n paar jaar gelede het ek 'n bucket list gemaak van dinge wat ek wil doen. En een van die dinge op die lys was om saam met Sandra Prinsloo te werk. Oh. En nou hier sit ons by die groot ontbyt. Oh, Maar dit was net ons het baie pret saam, ons lag baie saam. Sandra sy bring soveel eerlikheid na hierdie rol. And I think she betters the text, every time she goes on stage. Dis Alhoewel. baie nice. Dis mooi gesê. David, jy speel ook meer as een karakter in hierdie Ja, stuk. 9 karakters. 9 karakters, maar is iets wat jy gesê het al van skool af, jy geniet dit om te doen, om in soveel verskillende karakters te delf. Hoekom? Definitief. Ek hou van die fisiese verandering. Ek dink dis die ding wat my akteur, that's what attracted me to acting in the first place, jy weet, was om ander mense te wees. Ek wil nie myself wees nie. Ek is myself vir meeste van die tyd. Dit raak vervelig. So ek wil ander karakters speel. Ek wil groot gaan en ek het baie TV gedoen en ek het die teater gemis om groot te gaan en jy weet jou liggaam te verander, jou stem te verander en dis die dinge wat my opgewonde maak. As mens 9 karakters vertolk, ja, mens het 'n repetisietydperk, maar sekerlik gaan daar baie werk in vooraf ook om te dink aan die karakterisering van 9 karakters. Hoe ek gaan sit, staan, lees, emosies, alles wat ek gaan doen. Hoe lank berei jy voor die repetisietydperk en hoe baie los jy net vir die repetisietydperk? Ek dink jy moet op jou eie werk, maar dit verander altyd in die repetisie. Repetitieproses, ja. Ek dink ook Tony Morkel, ons regisseur, sy het ook crazy ideas wat sy wil probeer. So jy moet oop wees op die dag vir goed wat verander. Maar ek dink in hierdie geval is dit goed wat ons op die vloer gevind het. Ja, baie. Ja, saam. Ja. En Sandra, ek dink julle speel van die 4de tot die 7de by die Fairtree Atterbury Dis Theater. reg, Dit ja. is donderdag.
Ja, van donderdag tot Sondag. Donderdag tot Dubbel Sondag. vertonings op Saterdag en Sondag. Ag, lekker. Hoor hierso. Daar is ook 'n prys of twee. David, as ek nie mis dit nie, het jy 'n prys gewen by Aardklop. Ja, dankie dat jy my herinner het. Ja, dis waar. Ja. Baie geluk. Dankie. Baie geluk. Hoeveel pryse het jy nou? Ja, ek weet nie. O, jy sien, jy's baie nederig ook daaroor. Vir Ja, hierdie stuk. wel, Nee, vir- net die een. Net die een vir hierdie stuk. Ja. Jessie, jy's gelukkig. Alright, maar dis 'n co-produksie. Ek sê ek nou 'n co-production. Dis 'n co-produksie KAK uit Oosterfees in die Bos Nasionale Kunstefees Momente Beleggings Aardklop Vrystaat Kunstefees Nati natuurlike Left Foot Theatre Production. Waarheen gaan dit dalk nog hierna? Weet julle, het julle al beplanne hierna? Ek dink hierdie is ons Ek dink dis ons swane Is dit die gesang swane hier. gesang? Ons swans. Ja, So ja. kom kyk. Ja, dit is die laaste. Sandra, hoe irriterend is dit om in Gauteng te werk as jy nou gewoond is in die Kaap? Kom ons wees nou eerlik. Kom ons wees nou eerlik. As jy gewoond is in die Kaap, Wat moenie jy woorde in my mond sit. Kyk, dit is heerlik om in die Kaap te bly. Ja. Maar dit is my lekker om hier. Kyk, Pretoria is my tuisdorp. So, dis my altyd lekker om terug te kom Gauteng toe. Want dit is my lekker om my vriende te sien. Dit is lekker om hier te wees. Ek's mal oor die donderstorms en ons is gisteraan verwelkom met 'n donderstorm. So, jy weet, elke plek het maar sy eie ek het sy bekorings. Ja. Sandra, hoekom sal mense aanklank vind by hierdie spesifieke produksie? Dit is altyd 'n moeilike vraag om te beantwoord, maar ek dink hulle gaan in elk geval dit verskriklik geniet omdat David is regtig absoluut briljant in die manier wat hy sy karakters vertolk en hy's vrek snaaks en die mense gaan dit verskriklik geniet. En dan dink ek ook daar weet my karakter is maar baie wat is nou 'n straight character, jy weet, as ek nie veel te doen nie. Maar Jy sê ook baie snaaks. maar ek dink, dankie. Maar ek dink dat mense kan dalk met 'n paar vrae ook uitstap, jy weet, vir hulle self vra. Want ons praat oor hiernamaals, maar dit gaan eintlik daaroor. Ja. En dat dit soos die staatsdiens is. En ons almal weet die staatsdiens is hel as jy in die ry gestaan het, jy weet so. So is Nora in die hel, waar is sy? Jy weet, ons weet nie. En so ek dink daar is ook vrae wat mense hulle self dalk kan vra oor. Jy weet, ons praat so maklik oor die hiernamaals, maar nie een van ons weet eintlik nie. So Ja. ja. Dis hoe balanseer jy want beide van julle eintlik is baie besig met TV-werk ook en teaterwerk. 'n Koek wat onlangs benoem is ook vir Annie wat ongelooflik is vir 'n Suid-Afrikaanse produksie. Ja. Dit is regtig wonderlik. Ja. Hoe balanseer julle daai tyd tussen teater en TV-werk want beide van dit vat baie werk. Dit is vir my ek kan nie sê hoe balanseer mense dit nie. Jy kan nie van teater alleen maklik oorleef nie in hierdie land nie. Maar vir my is dit ek doen dit nie teater om in brode nie, maar vir oorlewing. Want 'n mens vir my soos David, ons is altyd so lief vir teater. Ons moet teater doen. Dit is iets wat jy moet inkry. Jy moet dit net doen. Dit vertwaal die siel. Ja, en so partykeer werk jy te hard want jy doen albei, maar dis nie moeite werd vir my. Sandra, ek gaan nou met dit vra want jy was vir my ook al baie 'n mentor gewees. Maar hoe ek weet jy sien jouself nie as een nie. Jy sien jouself as 'n kreatiewe gees en dit is op jou eie maar wat ons almal wil wees. Maar maar jy het 'n mentorskaprol en jy speel en veral saam met David, jonger akteurs soos wat jy sê, kreatiewe mense. Is 'n lekker in energie, maar daar's 'n groot mentorskap element wat 'n mens oordra na 'n volgende generasie toe. Hoe maklik is dit om in daai posisie in te val, in daai rol te vervul sonder om daadwerklik jouself as een te sien? Want ek weet jy doen nie, jy's nederig oor die feit dat jy dink jy's nie 'n ikoon nie. Maar hoe moeilik of maklik is dit om daai rol te vervul? En gebeur dit normaal? Gebeur dit sommer net natuurlik? Hoe werk dit? Weet jy Pierre, jy's reg as jy sê ek beskou myself nooit as 'n mentor nie, maar ek dink in enige produksie waar mense saamwerk, mentor mense mekaar eintlik. Jy weet, ek leer verskriklik baie by jong akteurs, by jong regisseurs veral ook. Wat jy werklik kan, iemand soos Christian Olwagen ook, jy weet wat jou kan jou grense kan verskuif, jou werklik kan stoot, soos in Koek waar ek dinge moes doen wat so eintlik ver van my af lê. Jy weet en so ek dink dis 'n verwisselende stroom. Dis nie asof jy vir my, asof ek nou in 'n mentorrol is en ek kan vir David goed leer nie. Hy leer vir my goed. Ek meen ek kyk vir hom en ek leer by hom want hy's 'n ongelooflike fisiese kunstenaar.
So antwoord dit jou vraag of Dis 'n natuurlike proses, Dis 'n natuurlike natuurlike proses. Ek dink nie 'n mens gaan daarin en dink o, ek moet nou gaan Nee. parels van wysheid of iets uitdeel. Nie glad nie, jy weet. Dit is werklik 'n kreatiewe stroom wat enige kant toe kan gaan. Ah. Ek neem aan as akteur in wese is mens altyd oop vir groei en vir leer en by mekaar. It's a give and take om die Engels nou te gebruik die heeltyd eintlik en dis waar my ek neem aan mense nou maar uit te groei ook en leer en teruggee vir iemand Jy anders. som dit baie goed op, dankie. Alle sterkte vir die toneelstuk vir ek wil nie moet ek nou Nora noem of Styx die kort weergawe. Ons het Styx in the River. Styx and Sorry. River. Styx and River die kort weergawe van die titel. Alle sterkte die 4de tot die 7de Desember by die Fairtree Atterbury Theater. Jy kan kaartjies koop by Seat Me. Gaan maak 'n draai daar en alle sterkte en geniet dit. Dankie. Die Dankie. mense gaan dit geniet. Ja, dankie. Ons Hulle sal gaan. ja. Hulle moet. Hulle gaan. Daar die gehoor, jy moet. Dis Sandra Prinsloo en David de Villiers, hulle is by ons in die ateljee gewees. So gaan kyk maar gerus. Ek gaan nie weer die titel lees nie. Ek kan nie meer waag nie. Styx and River. 4 tot 7 Desember. Nou as ons terugkom net so tensie breek. Dan praat ons 'n bietjie oor julle terugvoer op sosiale media. Julle het vir ons Kersversieringsfoto's gestuur, né? Gaan as jy nog nie het, jy gesit gou op. Neem 'n foto. Ons praat nou.